Vandag is donderdag 30 Julie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Koninkrykstyd. Ons gaan vandag stil staan by Psalm 133. Ek nooi jou graag om saam met my 'n kers aan te steek en in hierdie oomblik tot rus te kom. In die stil word wil ek jou nooi om sommer net bewus te raak van jou asemhaling. En met elke inaseming ontvang God se teenwoordigheid in jou. Wanneer jy uitasem, laat spanning en gedagtes stadig uit jou vloei. Terwyl jy steeds bewus is van jou asemhaling, hoor die woorde van Psalm 133. Hoe goed, hoe mooi is dit, as broers eengesind saamwoon. Dit is soos kosbare olie op die kop, wat afloop op die baard van Aaron, tot op die soem van sy kleed. Dit is soos die dou van Hermonberg, wat neersak op die berge van Sion. Want daar gee die Here sy seën, 'n baie lang lewe. Bring jou aandag vir 'n oomblik by die woorde. Kyk hoe goed en hoe mooi een vertaling sê, hoe lieflik is dit, as broers en susters eengesind saamwoon. Laat hierdie woorde in jou hart sak. Hoe goed is dit? Hoe lyk goedheid vir jou? Waar sien jy die goedheid van God in jou lewe op die stadium? Neem so 'n oomblik, dink daaroor na en sê sommer vir die Here dankie daarvoor. Die psalmdigter gaan voort en dan sê hy, hoe lieflik is dit as broers en susters saamwoon in eengesindheid. Hoe lieflik. Dink aan die mense wat God in jou lewe geplaas het. Wie is hulle wat in jou lewe vreugde bring, bemoediging of liefde? Dink hieroor na en sê vir die Here dankie vir sulke mense in jou lewe. Dink nou aan die beeld wat hierdie psalmdigter gebruik. Hy sê dit is soos kosbare olie wat afloop in die baard van Aaron. In die Bybel is olie 'n teken van God se teenwoordigheid, van sy gees en van sy seën. Verbeel jou vir 'n oomblik God se liefde wat so sagte olie oor jou vloei, van jou kop af, oor jou gedagtes, oor jou oë, jou woorde, jou hart, jou hande, tot by jou voete en laat sy vrede elke deel van jou vul. En as daar spanning of verdeeldheid of seer in jou hart is, nooi vir God juis nou daarin. Ons almal weet
wat goeie en mooi verhoudings in ons lewens doen. Die seën, die vreugde, die vrede. Maar ons weet ook dat waar daar verdeeldheid en spanning of seer in ons harte is as gevolg van verhoudings, is dit moeilik. En daarom bid ons ook, Here, bring U vrede daar waar daar in ons lewens en verhoudings verdeeldheid is. En leer my om lief te hê soos wat U liefhet. Die psalmdigter gaan voort met die beeld, dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal. Dou kom stil. Mens weet nie eers wanneer dit dou nie. Dou forceer niks nie. Maar dou bring varsheid en nuwe lewe, selfs daar waar daar droogte is. Waar staan jy in verhoudings? Waar God dalk vir jou ook nuwe lewe wil inbring? Bly vir 'n oomblik stil en luister. Luister na jou hart en luister na God se stem. Die Psalm eindig met 'n belofte van seën. Seën is iets wat mens ontvang. Dit is nie iets wat jy verdien nie. Dit is iets wat jy eenvoudig net kry. Waar het jy die seën en die vrede van God in jou lewe nodig? Vra vir die Here daarvoor. Die psalmdigter sê, hoe goed en hoe mooi is dit as mense in liefde en in eengesindheid saam woon. Waar wil die Here jou 'n draer van sy liefde en van sy eengesindheid in die tyd maak? Dink vir 'n oomblik hieroor en bid en vra dat die Here dit vir jou sal wys. Here, een van die grootste geskenke in die lewe is juis mooi verhoudings. Verhoudings wat lewe gee, wat soos dou eenvoudig net daar is in lewe bring. Vandag wil ek kom vra, kom maak my 'n draer van u liefde en u eengesindheid. Amen.